Hartlik welkom, liewe gemeente, liewe vriende, waar Vrydag eintlik maar vir ons 'n swart Vrydag was. As gevolg van die kruisiging van Jesus, kom ons vanmôre op hierdie Sondagmôre om te vier die opstanding van Jesus. En daarom lees ek vir julle Markus 16. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal ons help om die klip voor die ingang van die graf weg te rol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man wat aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van skrik. Hulle het vir niemand anders gesê daarvan nie, want hulle was bang. Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre het hy heel eers aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste uitgedryf het. Sy het vir sy disippels gaan vertel wat vir hom getreur het en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en dat sy hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan twee verskyn terwyl hulle op pad was na die platteland toe. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. Later het Jesus aan die 11-tal self verskyn terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele wêreld. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Wonderlike verhaal van die opstanding van Jesus. Nou, ek wil eers 'n paar dinge sê wat die opstanding beteken vir ongelowiges of vir ouens wat skepties is. Want daar was 'n klomp van hulle en daar is waarskynlik nog steeds 'n klomp van hulle. Die feite is, die kruis is kaal en die graf is leeg. Dis die feite voor oë. Daar's 'n bekende skrywer, Matthew Keith, wat vanuit 'n regsperspektief geskryf het oor die opstanding van Jesus. Hy praat oor 'n lawyer's view. En dan noem hy nogal 'n paar dinge wat regtig belangrik is. Die eerste ding is, daar was mense wat gesê het, nee wat, die liggaam van Jesus is gesteel. Nou, dit sou nie moontlik gewees het nie, want die Romeinse owerheid het 2 wagte, omdat daar sulke berigte in die omgewing was, het 2 wagte voor die opening van die graf geplaas met 'n geweldige swaar klip wat hulle voor die graf gerol het. En hierdie 2 wagte is die dood voor die oë gesweer. Julle moet waak oor hierdie liggaam. Hy mag nie gesteel word nie. En die graf is buitendien, die klip wat voorgerol is buitendien geseël met sulke bande. 2 wagte met swaarde wat waak oor die graf. En dan vind daar die tweede keer in 'n paar dae, in 2 dae se tyd, vind daar 'n aardbewing plaas. En die aardbewing het waarskynlik veroorsaak dat die klip geskuif het. Want selfs die 2 wagte kon nie die klip geskuif het nie.
En jy sal onthou dat Petrus en Johannes, as hulle dan die nuus hoor van Jesus het opgestaan, dan hardloop hulle na die graf, en wat vind hulle? Die doeke is netjies opgerol. Inteendeel, dit lyk soos 'n papie, waaruit 'n mot uitgekom het. Dit is nie asof iemand die liggaam gesteel het nie. Dis nie onordelik rondgegooi nie. Dis netjies in die vorm van 'n liggaam, het die liggaam net so uit die doeke uit gegaan. 'n verdere ding wat jy nie moet vergeet nie. Die disippels, wat bang was na die kruisiging, wat in 'n vertrek weggekruip het, wat lafaards was, hulle word nou predikers. Hulle gaan in die openbaar uit en hulle preek die evangelie, want hulle het Jesus gesien. Jesus het verskyn aan die 12 disippels, en toe Thomas nie daar was nie, het hulle die volgende Sondag weer verskyn, en ook aan Thomas verskyn, en hy het selfs vir Thomas gesê, kom, druk jou hand in die gat in my sy, en jou vingers hier, en kom voel, dis ek. En Thomas val neer met die mooi belydenis, my Here en my God. So die disippels wat bangbroeke was, wat lafaards was, word ewe skielik openbare predikers, want hulle is tyd vir niks. En jy weet, op die ouend is dit so, dat van hierdie 12 disippels, is dit net Johannes, wat op die eiland Patmos aan natuurlike oorsake dood is, in die ouderdom van 94. Die ander is almal gekruisig, gemartel en doodgemaak. Vir hulle geloof, want hulle het die Here gesien wat opgestaan het. Hoe anders kan jy dan, as om oortuig te wees van jou geloof? Daar vind verandering van lewens plaas. Jakobus, die broer van Jesus, wat nog al die tyd teen Jesus was, wat nog al die tyd Jesus betwyfel het, hy kom tot bekering in 1 Korintiërs 15 vers 7, as Jesus pertinent aan hom verskyn, en ek wens ek weet wat is daar gesê. Maar daarna, na die verskyning, noem hy Jesus nie meer sy broer nie. Hy noem homself 'n dienskneg van die Here. 'n dienskneg van die Here. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, dat Jesus het op 'n stadium verskyn aan meer as 500 tegelyk. Nou is daar mense wat sê, maar dis hallusinasies. Hallusinasies? 500 tegelyk wat hallusineer? Dis nie moontlik nie. Meer as 500 tegelyk sien Jesus wat opgestaan het uit die dood. Kan jy dink wat 'n aangrypende oomblik was dit gewees? Hierdie Here Jesus wat gekruisig is, wat stikkend geslaan is, wat in 'n graf neergelê is, hy staan op en hy loop en hy begin preek aan 500 tegelyk. Om nie eers te praat van Thomas die skeptikus nie. Die getuienis van baie mense. Nou is daar mense wat sê, maar was hy dan nou regtig dood? Dalk was hy nie regtig dood nie. Wel, as die Romeinse offisier die swaard in die sy druk en daar kom bloed en water gemeng, dan is dit medies gesproke teken jy is dood. En dit sou bydien onmoontlik gewees het vir Jesus om te oorleef met die 50 liter mirre en alwyn waarmee Nikodemus Jesus gesalf het. Die dampe sou net te erg gewees het. Dit sou ook onmoontlik gewees het om Jesus verby die wagte en die geseelde grafte te smokkel. Dit sou nie moontlik gewees het nie. So dis 'n voldonge feit, Jesus het opgestaan uit die dood. En Jesus se opstanding uit die dood was nie die opwekking van Lazarus of Jairus se dogtertjie nie, want hulle is weer dood.
Jesus is opgewek uit die dood tot 'n ewige lewe. En dit bring my by wat ek graag vir u wil sê oor wat ons glo. Nou, u moet baie mooi verstaan, destyds het die Jode en die Joodse volk 'n Messias verwag. En hulle sou nie maklik glo in 'n Jood wat gekruisig is, die slegste straf wat jy sou kon deurgaan. Hulle sou nie glo in 'n Jood wat so gemartel is en wat op so 'n manier dood gegaan het nie. Daar moes iets radikaals plaasgevind het in hulle, in hierdie vroeë Jode. En dit wat radikaal plaasgevind het, was 'n Jood wat mishandel is, 'n Jood wat gekruisig is, en 'n Jood wat opstaan uit die dood uit. Dit laat hulle kop draai. U moet ook onthou, die opstanding was soort van die beweegrede vir daai mense tot geloof. Hulle sou baie moeilik tot geloof gekom het as daar net sommer 'n wonderwerkie plaasgevind het. Maar om op te staan uit die dood, en anders as Lazarus opgewek word en weer doodgaan, en Jairus se dogtertjie opgewek word en doodgaan, maar om opgewek te word uit die dood en ewig te lewe, verskoning, dit moes hulle koppe gedraai het. Die eindtyd vir die Jode was die opstanding van 'n regverdige. En hier vind die opstanding van 'n regverdige plaas. Jesus het opgestaan. Hy is die regverdige. Verskoning. Vir ons is die opstanding ook 'n moeilike begrip. En weet jy waaroor? Waarom? Want ons leef in 'n gebroke wêreld. Kom ons gaan terug na die Genesis verhaal. As daar nie die sondeval was nie, dink ek die mense sou geleef het en aanhou leef het en op 'n natuurlike manier oorgegaan het in 'n ewige lewe. Dit was die aanvanklike beplanning met die skepping. Toe kom die sondeval en wat toe normaal sou plaasvind, moet nou abnormaal plaasvind, naamlik deur die dood en dan die opstanding. En as jy dood is daar een manier waarop jy weer kan opstaan tot 'n ewige lewe, en dis deur die geloof in Jesus Christus. So ons leef in 'n vreemde wêreldorde. En hierdie vreemde wêreldorde beteken, ons gaan nie op 'n natuurlike manier oorgaan in die ewige lewe nie, ons gaan doodgaan en dan opstaan. Ons gaan doodgaan en dan opstaan. Dis die manier waarop dit nou sal plaasvind. En daarom Goeie Vrydag of Slegte Vrydag hou die belofte in van wat? Van die opstanding uit die dood. Anders sou ons nie Goeie Vrydag vier nie. Goeie Vrydag sê vir my, Jesus het gesterf vir my sondes, maar ek vier dit, hoekom? Nie omdat hy dood is nie, maar omdat ek weet, hy het opgestaan. Hy het die dood soos 'n stuk plank om van roeder aan te haal, soos 'n stuk plank oor sy knie stikkend gebreek. Dit is wat die belofte van Goeie Vrydag vir ons inhou. Jesus se opstanding raak ons almal. Want Efesiërs 5 vers 1
19 tot 20 sê, elke gelowige wat leef in 'n verhouding met die Here, sal opstaan en vir ewig lewe. Maar dan staan eintlik in hoofstuk 1 vers 19 die teks wat jy nie moet miskyk nie, dat God werk in ons met dieselfde krag waarmee Jesus opgewek het uit die dood. Hoor mooi. God werk in ons met dieselfde krag waarmee Jesus opgewek het uit die dood. En die krag waarmee God in my en jou werk, is dat ek deur Christus in staat gestel gaan word as ek sterwe om op te staan en 'n ewige lewe te beerwe. Dit op aarde, sê Johannes, wat die einde van hierdie lewe is die begin van die ewige lewe. Is die begin van die ewige lewe. Ek moet vir u uit Korintiërs 'n paar verse aanhaal. Ek moet 1 Korintiërs 15 vers 12. As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof sonder inhoud. Vers 20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood as eersteling. Hy is die eersteling. En ons gaan volg uit die wat gesterf het. Vers 26. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Aan die einde, met die wederkoms sal daar nie meer dood wees nie. Ja, ewige dood vir hulle wat nie glo nie, maar vir hulle wat glo, vir ons, wat glo in Jesus, die ewige lewe. 'n lewe wat nooit gaan ophou nie. 'n lewe wat Openbaring sê sonder pyn en hartseer en droefheid sal wees, maar 'n lewe wat ek met Jesus sal wees van nou af tot in ewigheid. En daarom roep Paulus uit in 1 Korintiërs 15:55, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou angel? Want jy sien, Christus het die angel uit die dood kom uithaal. En daarom kom ons beweeg terug Ou Testament. Ek moet maar sorg dat my deurposte met die bloed gesprinkel is van die lam, waarvan die bene nie gebreek is nie. Ek moet sorg, Nuwe Testamenties, dat daar 'n waaragtige geloofsverhouding bestaan tussen my en die Here. Dat ek moet alles wat ek het aan hom vashou. Want hy is 'n goedkoop beeld. Hy is die toegangskaartjie. Hy is die gratis rit. Nie na Mars nie, maar na die ewige lewe. Waar ek en jy by God en by Jesus kan wees. Waar ons rondom die troon kan vergader. Waar die engele se lofsange gehoor sal word dag en nag. En ons kan hoor die seraf sing, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. Hy wat is en wat was en wat kom, die Here. Ek glo in Jesus Christus. Ek glo aan die opstanding en in ewige lewe. Ontvang met binne harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, wat ons gered het van die ewige dood, en Christus wat die prys betaal het, vir my voorberei, dat ek die ewige lewe kan binnegaan. Amen. Mag het 'n mooi dag en 'n mooi week vir elkeen wees.
en leef in die krag van die opstanding. Totsiens.